In vandag se les gaan ons nou begin kyk na die teken van grafieke uit tabelle met geordende pare. Soos wat ons nou gesien het hoe geordende getalle pare lyk, het ons gekyk na ons vloeidiagram en ons het gesê as ons byvoorbeeld het y is gelyk aan x plus 3, het ons vloeidiagrampie gehad wat ons gesê het as ons x-waarde het en ons kies x is min 2, min 1, 0, 1 en 2 en ons het ons rede of ons bewerking het ons 'n antwoord gekry vir y. Dan het ons gesê as ons gaan kyk na hierdie het ons gesê as ons x-waardes is ons invoerwaarde, dan het ons gesê ons stel min 2 in en as ons min 2 instel, kry ons 'n antwoord van 1 uit. So het ons ingestel, as julle nou reg onthou, as ons min 1 instel, het ons gesê ons kry 'n antwoord van 2 uit. As ons 0 instel, kry ons 'n antwoord van 3 uit. As ons 1 instel, kry ons 'n antwoord van 4 uit en as ons 2 instel, kry ons 'n antwoord van 5 uit. Nou dieselfde beginsel gaan ons nou gebruik as in hierdie vloeidiagramme. Al verskil ons gaan dit nou net in 'n tabelmetode skryf. So, ons gaan kyk na ons x-waarde en onthou, ons het mos nou altyd gesê ons x-waarde is ons invoer of ons insetwaarde. Dit is die waarde wat ons invoer om 'n antwoord te kry en dit is ook ons onafhanklike veranderlike. Net so kry ons nou ons y-waarde. Onthou, ons y-waarde het ons gesê is ons uitvoer of uitsetwaarde en dit is ons afhanklike veranderlike want hy hang af van wat die waarde van x is. Nou as ons dit nou in tabelvorm gaan teken, dan gaan ons tabelletjie nou so voorstel dat ons het ons x-waarde en ons y-waarde en ons kies vir ons x-waarde soos -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 en 4. Goed, so as ons kyk na ons vergelyking is y is gelyk aan x plus 3. Nou as ons gaan kyk hoe om dit uit te werk, gaan ons y-waarde mos uitwerk. So ons gaan hê y is gelyk aan -4 plus 3. Dit is die eerste enetjie wat ons gaan instel is -4, dan kry ek 'n antwoord daarvan -1. Met ander woorde, as ek -4 in x se plek instel, kry ek 'n antwoord van -1. Goed, nou stel ek -3 in x se plek in. So ek het y is gelyk aan -3 plus 3 en dit gee vir my 'n antwoord van 0. So ek skryf die 0 daar saam met -3 in my tabel in. As ek nou het x is -2, dan sê ek y is gelyk aan -2 plus 3. -2 plus 3 gee vir my 'n antwoord van 1. So onder -2 kan ek vir y 'n waarde van 1 inskryf. As ek nou y gelyk aan in die -1 plus 3 uitwerk, -1 plus 3 is 'n antwoord van 2. Met ander woorde, as x gelyk is aan -1 is y gelyk aan 2.
Elke keer stel ek nou in. Nou stel ek weer 0 in x se plek, so ek kry y is gelyk aan 0 plus 3. 0 plus 3 gee vir my 'n antwoord van 3, en ek skryf saam met die 0 in y se kolommetjie my 3. As ek nou x gelyk aan 1 instel, dan kry ek 1 plus 3, en 1 plus 3 gee vir my 'n antwoord van 4, met ander woorde, ek kan onder die 1 in y se kolom inskryf 4. As ek het x is 2, dan kan ek uitwerk y is gelyk aan 2 plus 3. 2 plus 3 gee vir my 'n antwoord van 5. Onder x gelyk aan 2 kan ek in y se kolommetjie 'n antwoord van 5 skryf. As ek x gelyk aan 3 instel, kry ek y is gelyk aan 3 plus 3, en 3 plus 3 gee vir my 6. So ek kan onder die 3 is 6 skryf. As x nou gelyk is aan 4, kan ek sê y is gelyk aan 4 plus 3, en y is gelyk aan 4 plus 3 is 7, so ek kan onder die 4 'n 7 skryf. As ek nou gaan kyk na dit wat ek hier het, dan kan ek nou sien dat elkeen van hierdie vorm 'n geordende getallepaar. Met ander woorde, daai is elkeen 'n geordende getallepaar wat ek kan skryf om op my grafiek neer te skryf. So, as ek nou hierdie geordende getallepare gaan neerskryf, onthou my geordende getallepare skryf ek mos altyd as 'n x, punt, y waarde. So, as ek nou my geordende getallepare gaan neerskryf, dan gaan al die getalletjies gaan wees -4, -1, die volgende geordende paar gaan wees -3 en 0, die volgende geordende paar is -2 en 1, dan kry ek -1 en 2, my volgende geordende paar is 0 en 3, so hou ek aan, my volgende geordende paar is 1 en 4, 2 en 5, 3 en 6, en my laaste geordende paar is 4 en 7. As hulle nou vir my vra, ek moet nou hierdie geordende pare op 'n kartesiese vlak teken, dan moet ek nou my kartesiese vlak teken, en onthou ons kartesiese vlak bestaan mos nou weer uit 'n x-as en 'n y-as. Ons kartesiese vlak is 'n horisontale x-as en 'n vertikale y-as. X is ons onafhanklike veranderlike en y is ons afhanklike veranderlike. Die middelpunt is altyd die punt 0, 0, waar die twee grafieke mekaar sny. So kom ons gaan kyk nou om ons geordende getallepare op die kartesiese vlak te teken. As ons kyk na ons eerste punt, kan ek sien my eerste punt is die punt -4 en -1. Waar hulle twee mekaar ontmoet, kan ek daai puntjie sit. My volgende punt kan ek sien is -3 en 0. Met ander woorde, x is -3 en y is 0. Onthou nou, wat baie belangrik is op my x-as, is y orals 0 en op my y-as is x orals 0. As ons nou kyk na ons volgende punt is die punt -2 en 1. So as ek kyk, waar is -2 en 1? Hulle twee sny mekaar daar. My volgende puntjie is die punt 0 en 3. So as x 0 is, ekskuus, ek het nou een punt geskiep. As ek kyk, my volgende punt is die punt -1 en 2. -1 en 2. My volgende punt is die punt 0 en 3. So x is 0 en y is 3. My volgende punt is die punt 1 en 4. So as ek kyk, waar is my punt 1 en 4? Daar is sy plekkie. Volgende punt is 2 en 5.
Met ander woorde, waar x 2 is, en waar y 5 is, en waar hulle 2 ontmoet, daar kom my punt. Volgende puntjie is die punt 3 en 6. So as ek nou weer kyk, waar gaan 3? 3 gaan daarop, tot by 6 is, daar. As y 6 is. Laaste puntjie is die punt 4 en 7. So as ek van 4 af opgaan, en van y gelyk aan 7 af regs gaan, dan gaan ek sien hulle ontmoet daar. So, al hierdie punte kan ons dan nou met 'n lyn verbind. Hierdie word nou 'n reguit lyngrafiek of 'n lineêre grafiek genoem, en ons praat van dit as 'n reguit lyngrafiek. Die rede hoekom dit 'n reguit lyn of 'n lineêre grafiek is omdat die verskil tussen opeenvolgende x-waardes en opeenvolgende y-waardes is konstant. Nog 'n belangrike ding wat ons nou onthou as ons na hierdie grafiek kyk, as ons nou kyk na ons uit al ons vorige lessies, moet ons ook nou kan sê dat hierdie grafiek is stygend, want hy neem toe van links na regs. Met ander woorde, dis 'n reguit lyngrafiek. Die rede hoekom hy 'n reguit lyngrafiek is omdat die verskil tussen opeenvolgende x-waardes en opeenvolgende y-waardes konstant, en my derde rede is ook nou dat hy is stygend in hierdie grafiek. So dit is al die eienskappe wat ons van hierdie grafiek kan sê. Kom ons kyk nou na nog 'n voorbeeld van 'n grafieke wat ons teken met behulp van die tabelmetode. As ons het y is gelyk aan minus x plus 3, sê hulle byvoorbeeld vir ons voltooi die tabel en teken die grafiek. So, kom ons kyk na ons tabelletjie. Ons het ons x-waarde en ons y-waarde. Net so, as ons gou weer kyk, dan onthou ons x is ons inset of invoerwaarde. En dit is met ander woorde ons onafhanklike veranderlike. Y is ons uitset of uitvoerwaarde. Dit is ons afhanklike veranderlike. Nou ons vergelyking is y is gelyk aan minus x plus 3. So as ons nou hierdie tabel moet uitwerk, dan gaan ons mos nou minus 4 in x se plek stel. So ons gaan kry y is gelyk aan minus 4 plus 3. En onthou, ons pas nou ons algebra reëls toe. Minus 4 maak dit 'n plus 4 plus 3. En 4 plus 3 gee vir my 'n antwoord van 7. As x gelyk is aan minus 3, gaan ek hom uitwerk as y is gelyk aan minus 3 plus 2. Plus 3. Met ander woorde, y is gelyk aan 3 plus 3, so y is gelyk aan 6. As ek het y is gelyk aan, as x nou gelyk is aan minus 2, dan het ek y is gelyk aan minus 2 plus 3, en dit y is gelyk aan 2 plus 3, dan met ander woorde, y is gelyk aan 5. As x gelyk is aan minus 1, kry ek y is gelyk aan minus 1 plus 3, en minus 1 plus 3 gee vir my 1 plus 3, met ander woorde, y is gelyk aan 4. As x gelyk is aan 0, kry ek minus 0 plus 3,
dan kry ek y is gelyk aan 0 plus 3 en 0 plus 3 is 3. As x gelyk is aan 1, dan kry ek y is gelyk aan minus 1 plus 3 en dit is gelyk aan minus 1 plus 3 en dit gee vir my 'n antwoord van 2. Y is gelyk aan, as x gelyk is aan 2, kry ek y is gelyk aan minus 2 plus 3 en dit gee vir my 'n antwoord van minus 2 plus 3 en y is dus gelyk aan 1. As x gelyk is aan 3, dan is y gelyk aan minus 3 plus 3 en dit gee vir my minus 3 plus 3, met ander woorde, y is gelyk aan 0. As x gelyk is aan 4, dan is y gelyk aan minus 4 plus 3, so y is gelyk aan minus 4 plus 3 en dit gee vir my 'n antwoord van minus 1. As ons nou gaan kyk na elkeen van hierdie, dan kan ons sien hierdie is elkeen ons geordende getallepare. So ons kan ons geordende getallepare skryf as volg. So as ons geordende getallepare het, kom ons skryf maar net ons geordende getallepare neer. Ons geordende getallepare is met ander woorde minus 4 en 7, minus 3 en 6, minus 2 en 5, minus 1 en 4, 0 en 3, 1 en 2, 2 en 1, 3 en 0 en die punt 4 en min 1. Goed, so as ons hierdie nou gaan voorstel op ons kartesiese vlak, gaan ons weer ons x en ons y as teken. As ons nou ons geordende getallepare gaan teken, dan gaan ons kyk na minus 4 en 7. Minus 4 en 7. So dit is waar ons punt is. Volgende een is minus 3 en 6. Volgende enetjie is minus 2 en 5. Volgende een is minus 1 en 4. 0 en 3. Onthou op my y-as is x altyd gelyk aan 0. Op my x-as is y altyd gelyk aan 0. So as ons die punt 0 en 3 teken, val hy op die y-as. As ons kyk na die punt 1 en 2, word hy daar geteken. Die volgende enetjie is 2 en 1. Volgende een is 3 en 0. My y-waarde is 0, so hy moet op die x-as lê. Laaste puntjie is die punt 4 en min 1. So as ons nou mooi kyk na hierdie lyne, punte, dan kan ons hulle ook weer verbind met 'n reguit lyn. En hulle vorm ook 'n reguit lyn grafiek of 'n lineêre grafiek. As ons hierdie punte mooi bekyk nadat ons hulle verbind het,
kan ons sien dat die reguit, dit is 'n reguitlyn of 'n lineêre grafiek. Dit vorm 'n reguitlyn of 'n lineêre grafiek omdat die verskil tussen opeenvolgende x-waardes en opeenvolgende y-waardes konstant is. Hierdie is 'n dalende grafiek. Die volgende voorbeeldjie waarna ons gaan kyk is byvoorbeeld die vergelyking y is gelyk aan 3. So as ons kyk na die vergelyking y is gelyk aan 3, dan beteken dit eintlik dat ons uitsetwaarde is altyd 3. Met ander woorde, as ons 'n tabel moet gaan teken, dan gaan ons y-waarde, maak nie saak wat die x-waarde is nie, ons y-waarde gaan 3 wees, want ons vergelyking sê vir ons, die y-waarde is gelyk aan 3. So as ons tabelletjie gaan teken, maak dit nie saak watter waarde x het nie. My y-waarde se antwoord gaan steeds 3 wees, want hy is 'n konstante. So as ek hierdie tabel nou moet gaan voorstel as op 'n kartesiese vlak, dan gaan ek my tabelletjie nog steeds hê soos wat ek hom nou hier het, want my vergelyking sê vir my y is gelyk aan 3. Met ander woorde, so as ons nou kyk na ons geordende getallepare uit hierdie tabelletjie uit, dan gaan ons sien ons geordende getallepare lyk almal soos -4 en 3. My y-waarde bly 3, -3 en 3, -2 en 3, -1 en 3, 0 en 3, 1 en 3, 2 en 3, 3 en 3, en my laaste enetjie is 4 en 3. So as ons nou hierdie getalle op 'n getallelyn wil gaan voorstel, ons het steeds ons x-as en ons y-as. As ons hierdie nou met ander woorde op ons getallelyn gaan voorstel, gaan ons byvoorbeeld sien as x gelyk is aan -4, is y gelyk aan 3, want dis my geordende getallepare. As x gelyk is aan -3, is y gelyk aan 3. As x gelyk is aan -2, dan is y gelyk aan 3. As x gelyk is aan -2, dan is -1, dan is y gelyk aan 3. As x gelyk is aan 0, is y gelyk aan 3. Net so, as x 1 is y 3. As x 2 is y 3. As x 3 is y 3. As x 4 is y 3. Met ander woorde, as ek hierdie met mekaar verbind, dan vorm dit 'n horisontale reguitlyn. Dit is nog steeds 'n lineêre grafiek of 'n reguitlyn. In hierdie geval bly my y-waardes konstant. Y-waardes bly konstant, met ander woorde, hy het geen verandering in die uitsetwaardes nie. Met ander woorde, hy het geen toename of afname nie, hy bly net konstant. Dit is dan wanneer y gelyk is aan 'n getalletjie. Kom ons kyk na die laaste voorbeeld vir hierdie les. As ons kyk na die laaste voorbeeldjie, as ons byvoorbeeld nou die vergelyking x gelyk aan 3 moet teken, dan beteken dit nou weer my insetwaarde is konstant. So daai waardetjie moet 3 bly. So as ek dit in 'n tabelletjie gaan teken, dan kan dit beteken dat waar x is nou 3, met ander woorde elke waarde van x gaan 3 wees.
Dit maak nie saak wat die waarde van y gaan wees nie. So as y nou minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 en 4 is, dan bly my x-waarde 'n konstante 3. So as ek dit nou op my grafiek gaan teken, dan gaan ek sien dat hierdie grafiek gaan vir my 'n vertikale grafiek gee. Die vorige grafiekie het ons nou gesien gee vir ons 'n horisontale grafiek. So wanneer y gelyk is aan 'n konstante, dan het ons 'n horisontale grafiek. Wanneer ons die grafiek kry van x is gelyk aan 3, dan het ons 'n vertikale grafiek. X is 3 is 'n konstante, met ander woorde x se waarde bly onveranderd. Onthou nou net, as ons nou net weer mooi onthou, op my x-as is y gelyk aan 0, op my y-as is x gelyk aan 0. As ons nou kyk na hierdie grafiek, kom ons teken net ons punte in. So, as ons kyk na hierdie grafiekie, wat die vergelyking is x gelyk aan 3, dan gaan ons kyk waar is x gelyk aan 3, en daar is, kan ons punte teken, en ons grafiekie gaan teken. So, as x gelyk is aan 3, sê hulle vir ons my geordende getallepare, as x gelyk is aan 3, is y min 4. As x gelyk is aan 3, is y gelyk aan min 3. As x gelyk aan 3, is y gelyk aan min 2. As x gelyk is aan 3, is y gelyk aan min 1. As x gelyk is aan 3, is y gelyk aan 0. As x gelyk is aan 3, is y gelyk aan 1. As x gelyk aan 3, is y gelyk aan 2. X gelyk aan 3, y gelyk aan 3. X gelyk aan 3, y gelyk aan 4. So as ons nou weer kyk na hierdie grafiek, dan gee dit vir ons 'n vertikale reguit lyn grafiek. So hierdie grafiek vorm vir my 'n vertikale reguit lyn grafiek, wat ook 'n lineêre grafiek is, met ander woorde my x-waarde is konstant. So daar's geen verandering in my insetwaarde nie. My insetwaarde bly 3 en elke ander waardetjie van y kan wees minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. So as ons die vergelyking x gelyk aan 3 grafies op 'n kartesiese vlak moet voorstel, dan sal dit wees hoe hy lyk. Dit is dan vandag se lesie oor die teken van grafieke uit die met behulp van tabelle. Jy kan nou die huiswerkies doen en dit gaan vir jou help om hierdie les vas te lê.